Aanvangswoord vanoggend is uit Exodus 3. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Die Here wat destyds so gesê het, is ook vanoggend hier teenwoordig by ons. Ontvang nou die seën, soos wat hy graag vir jou en vir my wil gee. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verskyn tot jou redding. Hy is jou genadig. Hy luister na jou gebede. Hy gee jou vrede. Amen. Lees uit Romeine 12 vanaf vers 9 af. Die opskrif is riglyne vir die Christelike lewe. Die liefde moet opreg wees.
Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Vers 13. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees goedgesind en eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En as ons hierdie lied saam gesing het en in ons harte saam gestem het, dan kry ons 'n uitnodiging tot opnuide toewyding uit Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Praat ek mense hele tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde hol symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlei, herde deur geloof versit. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde, sonder gawes, al my ywer my nie baat. Net die liefde onbaatsigtig, jy oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is net die waarheid bly. Deur vergifnis God
wat hierdie mense liefhet, wat ek nie kan verdra nie. U wat die harte verstaan van hulle, wat ek nie kan begryp nie. U wat die innerlike worsteling ken, van hulle wat ek ignoreer. U wat die goeie motief sien in mense se optrede, wat ek weer as skynheilig beskou. Open tog my oë en my hart. U ken my beter as ek myself ken. U het my liewer as wat ek myself lief het. Here, leer my lief hê met u liefde. Amen. Ons gaan vanoggend uit Lukas 10 lees van vers 1 tot 11. By die geleentheid het Jesus van sy disippels uitgestuur om dorpe te gaan besoek. Daarna het Jesus 72 ander, hy het voorheen nog gestuur, aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie, en moenie langs die pad met groetery tyd verkwis nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie, sal dit na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as 'n aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Liewe vriende, ons gaan vanoggend gesels oor hoe ons as gemeente en as kerk die wêreld moet bedien. En ek begin met 'n verhaal van die burgemeester van Bergen. Ek het in 'n boek gelees, die skrywer vertel dat hy by geleentheid deur die burgemeester van Bergen in Noorwe genooi is vir 'n Sondag middagete. Toe die volgende gebeur het. Na die ete het die burgemeester die Bybel uitgehaal en die gedeelte wat hulle die oggend in die erediens voorgelees het, weer vir sy gaste gelees. Hy het stadig gelees, stilgestaan by 'n spesifieke punt wat vir hom getref het. En dit toe oopgemaak vir die gaste om ook kommentaar te lewer oor wat hulle in die gedeelte gehoor het. Die gesprek het normaal gevloei, niemand het vir die ander probeer preek nie, maar dit was insiggewend om te luister na elkeen se verstaan van wat hulle gehoor het. Die gesprek was eenvoudig, oop en uitnodigend vir almal om deel te neem. Hierdie voorbeeld aksie van die burgemeester demonstreer hoe die evangelie op 'n eenvoudige manier gedeel kan word. Die goeie nuus van Jesus se liefde vir mense versprei deur die lewenswyse van sy navolgers, wat die liefde van God reflekteer, waar ons ook al bevind. Ek en jy is soos spieëls wat skuins teen 'n skuinshoek staan. En wanneer die mense na die spieël kyk, sien hulle nie hulle self nie, hulle sien ook nie vir my nie. Hulle sien God. God sien hulle. Ons reflekteer iets van God na die wêreld. Die groot woord is evangelisasie. Dit beteken om die goeie nuus aan ander te bring. Die evangelie wat goeie nuus beteken. So ons gebruik die woord om die leefstyl van mense mee uit te druk. Hoe ons lewe
Daar is ons besig om God se liefde aan ander mense te demonstreer. Baie mense dink dat evangelisasie net vir sommige mense in die gemeente bedoel is. Dis byvoorbeeld net vir die mense wat gereeld op 'n uitreik gaan na een of ander land toe, na 'n buiteland, oor see in Afrika en so. Maar dis nie vir my nie. Dis die persepsie wat mense het. Wat ons moet hoor en verstaan, is dat die evangelie vir almal bedoel is. Die evangelisasie is ook vir almal. Evangelisasie is nie 'n deel van die kerk se koek nie, dis die hele koek. Alles wat ons doen, moet iets van God se liefde uitwys. So, wat sou ons daaronder verstaan? Ons moet sê, punt nommer 1, dis 'n bediening van die gemeente aan die breër gemeenskap. Dis hoe ons die breër gemeenskap bereik. Punt nommer 2, dit gebeur wanneer buitestanders ons Christelike gasvryheid en goedheid teenoor hulle ervaar, wanneer hulle voel dat hulle liefde ontvang van die gelowiges. En punt nommer 3, dit gebeur wanneer huisgesinne hulle huise oopstel vir hulle bure en vir ander mense in die dorp, na hulle begin omsien, wanneer ons uitreik na ander gesinne. So bogenoemde, wat ons nou gesê het, kom neer op, soos ons werk, speel, lewe, aanbid, so is ons besig om die liefdesopdrag van Jesus uit te leef. Ons moet dus 'n kopskuif maak, dat die woord kerk nie baie gebruik moet word nie. Ons praat van mense, ek en jy, wat die kerk verteenwoordig, waar ons ook al beweeg. Nou wat het gebeur in Lukas 10? Wanneer Jesus sy disippels uitstuur, dan stuur hy hulle nie om te gaan preek nie. Interessant. Hulle besoek mense, hulle gaan tuis by mense. Hulle loop ook nie van een huis na die ander, waar hulle dalk lekkerder sou gekuier het nie. Hulle spreek vrede oor die mense. Hulle maak siekes gesond. Dan word hulle gaan leef tussen die mense op maniere wat nie aanstoot gee nie, maar wat eerder vrede en vreugde bring. Ons kan sê, Jesus stuur hulle nie met 'n boodskap wat losgemaak is van hulle lewe as 'n voorbeeld nie. Hulle het nie woorde aan die een kant en 'n lewe aan die ander kant nie. Nee, hulle moet ook nie leerstellinge gaan preek dan met ander woorde oor wat reg en verkeerd is nie. Nee, hulle boodskap is gekoppel aan hulle lewe en hulle gedrag. En so word die boodskap wat hulle wel vertel versterk. En daarom het dit oortuigingskrag. Sien nie hoe dat ons lewens ons preek word. So binne hierdie raamwerk sien ons dat die navolgers van Jesus se lewens betekenisvol is. En as gevolg daarvan leef ons doelgerig en moet ons doelgerig optree ook. Nou wat is ons opdrag? Hoe moet ek en jy elke dag lewe? Ek noem sommer 'n paar dinge, want dit kry ons so in die woord in die algemeen. Ons moet vergewe soos wat ons vergewe is. Ons moet versoening bring na mense toe soos wat daar vir ons versoening bewerk is. Ons moet heling bring waar mense ongelukkigheid beleef. Ons moet brood breek met ander mense. Ons moet saam eet met ander mense. In ander woorde, ander mense moet ons gasvryheid en ons goedheid fisies beleef. Ons moet praat oor wat in ons harte leef en in ons gedagtes. Ons moet bid vir ander. Ons moet ander lief hê sonder voorbehoud. Sommer 'n klompie dinge hoe ek en jy moet lewe elke dag. En ons moet dit doen met die oortuiging dat die kruis van Jesus 'n oorwinning behaal het, ook vir mense wat hom nog nie ken nie. Hulle moet dit nog net ontdek. En ek en jy kan hierdie lewe gaan lei, net soos die burgemeester van Bergen dit gedoen het. Of ons kan op ander maniere reageer. Ons kan normale vrae vra wanneer iemand jou van haar of sy betekenisvolle oomblik vertel het. Het sy dit 'n vrolike of 'n hartseer verhaal was, kan ons dalk net vra, nadat hulle die verhaal vertel het, kan jy sê, my aarde, dit is 'n besonderse verhaal. Dink jy die Here is hierby betrokke op een of ander manier? Of, wat sou die Here vir jou hierdeur wou sê? Of, hoe sien jy God se teenwoordigheid in hierdie verhaal van jou? Of jy kan vra, hoe sien jy God aan die werk in jou lewe op die oomblik, as jy vir my hierdie verhaal vertel? Ons leer God se goedheid
En ons sien sy liefde deur godsvrae te vra oor die gewone gebeurtenisse in ons lewens. En dit kan almal van ons doen. Mag ek en jy meer en meer gewoon net God se liefde lewe en so ander mense bereik. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons van net deur te lewe alreeds iets van U kan uitdra aan ander mense. Dankie dat ons nie geleerdes hoef te wees nie, maar gewone mense wat ander mense liefhet. Dankie Here dat U ons elkeen wil gebruik op eenvoudige maniere om aan ander mense 'n indruk te gee van die liefde van God wat nou deur my na hom of haar toe gekom het. Amen. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons aan, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met ulseer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons vier. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier oor Ontvang die seën van die Here en gaan lewe in hierdie vreugde. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Mag jy 'n baie mooi week hê en mag dit vir jou vreugde wees om God se liefde aan ander mense te bring. Totsiens.